Goeiedag dames en heren en welkom by Laerskool Randhart en ons is hier so op die rusbank nou en ons gesels met twee belangrike mense en dit is Dr. Janine de Cabo en Letitia van der Walt en hulle het 'n nuwe projek aan die gang. Dit is 'n program om tienerdogters en ma's te help en hulle noem dit Inten10 en hulle het ook The Crown in dit en welkom Dr. Janine en Letitia. Vertel ons 'n bietjie meer van julleself. Baie dankie. Ja, ek is Letitia van der Walt. Ons is verskriklik opgewonde, wil ek begin om te sê oor hierdie projek. Ons besef daar is 'n verskriklike groot need, veral onder tienermeisies en daai ma-dogter verhouding is iets wat mense nie altyd weet om te navigate nie in hierdie season. Jy weet, ons praat oor nie net tienermeisies wat verander nie, maar ook die mamma wat verander, wat dalk in 'n perimenopause of in 'n menopausal phase ingaan en die tieners verstaan dit weer nie. Jy weet, baie mense fokus so op die tieners wat verander en net daai season van hulle is so emosioneel en al daai tipe van goed, maar bitter min mense fokus op wat met die mamma ook gebeur. En ek dink dit is iets wat kort skiet en wat regtig 'n groot impak het in 'n huisgesin. Dis twee vrouens in wording in dieselfde huis en albei gaan deur hulle season. So ons het nie die need gesien en ons is verskriklik opgewonde oor wat Inten10 gaan doen. En Dr. Janine, jy het nou intentional, is dit reg gesê, intentionality, ekskuus, en doen bemarking en so voort. Hoe het julle nou by hierdie een afgekom? Want is nou 'n nuwe projek wat julle begin. So ek dink dit was altyd deel van die groter prentjie van intentionality, want die hele punt van intentionality was om intentioneel met besighede te praat, dan met vrouens te praat en dan natuurlik met die tieners wat daarmee saamgaan. So vir my gaan dit oor wholeness en dit gaan oor om by almal uit te kom op die einde van die dag. En as ons by die besighede is, ons is by die ma's wat die intentional women is, dan is Inten10 eintlik vir ons die beginpunt van hierdie hele storie. So dit klink vir my soos 'n hart van almal heel te maak, besighede, mens, siel, want ek sien julle doen ook geestelike boeke wat jy geskryf het, die tweede boek wat jy geskryf het. En hoe bring julle natuurlik nou Christendom binne in hierdie projekte in? Vir my, alles wat ons doen is rondom dit, die waardes van die program, die hele beginpunt van die program is, dit gaan oor ma en dogters, heel verhoudings, ek meen dit word alles basies gebou op die woord, dit is die beginpunt en die einde. Ja, ek hou daarvan, die begin en die einde. En die program wat julle het, dit is 'n aanlyn kursus vir ouers om dit by te woon. Hoe werk die hele storie? Dis reg, ja. So mense gaan aanlyn registreer. Dis 'n baie eenvoudige proses, som op die webtuiste. Wat Janine kan dalk vir ons net sê, dit is www.janinedecabo/Inten10. So as jy na die verskillende programme toe gaan, daar is natuurlik 'n spesifieke lys of folder vir die Inten10 program. Jy registreer aanlyn en hierdie 4 sessies, dis 4 sessies wat aanlyn gaan gebeur. Wat oor verskillende aspekte van tiener wees en ma wees handel. En wat hulle amper deur hierdie journey vat as 'n ma en dogter span saam. Jy weet, hoe navigate ons hierdie tipe van goeie. So van goed soos 'n selfbeeld, wat 'n verskriklike groot ding is. En iets wat vir ons so interessant is om terug te kom by die mammas ook, iets wat ons sien is, dis so 'n fyn lyn tussen waar die tienermeisie is en hoe sy droom oor haar toekoms natuurlik, en dan waar die mamma is, wat dalk partykeer baie hoop verloor het al. Jy weet, en wat nie meer droom nie, maar tog wil ons hê, ons dogters moet droom. So ons leer amper die ma en die dogter, julle kan albei saam droom op hierdie journey. Daar is 'n toekoms, jy weet, daar's soveel verskillende aspekte. Ek bedoel, ons kan daar lank hieroor gesels, goed soos bullying, cyberbullying, die goed waarmee ons kinders elke dag te doen het, jy weet. Dit was my so goed toe ons by die girls praat vanoggend en ons noem boyfriends. En hoe hulle is trots daarop, hulle steek hulle hande op, maar as mamma weet ons hoe om dit hanteer. Dit is maar vir my as mamma is dit iets wat my, genade, ek hou nie daarvan nie. Ek wil nie dit weet nie. Maar hoe stap ons daai pad saam met ons dogters? Hoe navigate ons dit om iemand anders in hulle lewe te hê? Soos jy gesê het, selfbeeld. Een van die groot goed wat ons gesien het waarmee mammas en dogters sukkel, is die kommunikasie. Dus hoe kommunikeer ons nou met mekaar in hierdie fase van ons lewe? Want tieners het hierdie, kom ons noem dit 'n neiging, hierdie ding wat hulle doen, en ouers noem dit 'n neiging, is like, hoekom doen hulle trek weg of hulle withdraw. Hoekom doen hulle dit? En ons praat met mammas daaroor, hoekom doen hulle dit? Hoe om dit te hanteer? Hoe kom julle hierdeur en julle kommunikeer goed met mekaar? Ja. So ja, dis 'n 4 weke program, aanlyn, een keer
elke week en dis omtrent so ure in die aand en ons sien julle aanlyn en dan ja, miskien kan jy ons vertel van wat dan gebeur op die einde. Ja, ons is verskriklik opgewonde hieroor en hierdie is eintlik vir ons so, dis 'n baie profound simbool hierdie. En toe ons het vanoggend vir die girls wys ook, toe kon jy sien hulle so, wow, daar's net iets aan 'n kroon vir 'n meisie. Jy weet, as sy klein is, dan sy wil 'n prinsesie wees en dis al hierdie goed waaroor girls praat en dan word hulle ouer en dan dink hulle, ag, daai tyd is my verby. Maar in November gaan ons almal wat deur die 3 verskillende intakes in die jaar aan die Intent 10 program deelgeneem het, gaan ons dan in November die dogters kroon by 'n gala aand. So dit gee 'n mamma en 'n dogter daai geleentheid om weer vir die dag lekker op te dress en lekker te gaan hare doen en grimering en net 'n lekker dag saam te hê, bietjie tyd saam te spandeer. En dan daai aand word hulle gekroon dat hulle aan hierdie projek deelgeneem het in hierdie 4 verskillende, jy weet, weke, die hele program voltooi het. En daar gaan iets magical wees aan dit, glo ek. Dit is 'n absolute simbool van, yes, maar I know who I belong to. En dit is waar die crown experience wat julle oral sien ook so deel maak daarvan is. Dis Intent 10, but it's about being crowned in your wholeness, in your fullness, en jy is dogter van God op die einde van die dag. En ek dink dit taai weer so groot in by ons Christelike waardes ook in hierdie program. Ek dink eerlik nie daar's 'n ander manier behalwe om regtig vir 'n mamma na die woord toe te gaan om 'n tiener groot te maak nie, veral vandag. Dink jy daar was ooit 'n season waar dit so moeilik was om kinders groot te maak nie. Daar's vreeslik baie invloede wat jare terug daar nie was nie. Daar's soveel meer inspraak op ons tieners se lewe. En hierdie gaan net daai full circle moment wees daai aand om 'n dogter te gaan kroon en te sê, but you are a child of God and you belong to God en dit is wat jou identiteit is. Jou identiteit is in Christus. Ek hou daarvan. Ek hou van die hele projek en hoe julle alles bymekaar bring en Christendom en die kroon. Ek het amper gedog julle het The Crown gekyk en toe sê hulle nee, hulle wil dit ook nou met die dogters doen. Maar wat ek hou ook van nou is ek luister na julle en dit wys julle het intensiewe navorsing gedoen oor veral cyberbullying seker, want dit is waarmee ons kinders vasgevang word in sosiale media en so voort. As ek mag vra, wat het julle die besluit gemaak om daarop te fokus, om kinders so 'n bietjie te help en uit te lig uit die cyberbullying, bullying, dit wat gebeur? Ons het regtig gegaan en gekyk wat is die pain points, wat is die goed waarmee die navorsing was, wat is die goed waarmee ma's en tieners die meeste sukkel en waar kom daai divide in die huis vandaan? Cyberbullying was een van hulle gewees, want wat gebeur is, daai tiener word geboelie, die ma weet nie waar dit vandaan kom nie en die tiener withdraw. En daar's geen kommunikasie nie. Daar's nie kommunikasie nie, so nou word daai kind as gevolg van die bullying word die selfbeeld aangevat en getackle of nie en daai kind weet nie meer wie hulle is nie, so hulle selfbeeld word aangeval, identiteit word aangeval en op die einde van die dag, ek sê altyd ons moet teruggaan na die root of the problem too. What is the root of the problem? Die root of the problem was bullying, cyberbullying en hierdie ding het hierdie range van effects gehad reg deur 'n verhouding en op 'n stadium affekteer dit die hele huis. Cyberbullying is een voorbeeld. Dit gebeur dalk met iets anderste. Dit gebeur dalk iemand het vir iemand iets sleg gesê en daai selfbeeld word geaffekteer en daar gaan die hele ding weer saam. So cyberbullying, sosiale media is deel van wat ons doen. Ons kan dit nie vermy nie. Ons kan nie ons kinders daarvan af weghou nie. Daar gaan 'n punt kom en veral met tieners waar hulle wel daar is, die games, die social media en al daai goed. Maar hoe gaan ons dit gesond navigate en van al twee kante af? Hoe gaan ons hulle daai dissipline leer? Ek glo daar's dissipline wanneer dit kom met sosiale media en met gaming en al daai tipe van goed, maar as ouers en kinders, as ons nie met mekaar kommunikeer nie, gaan ons nooit daar kan deurbeweeg nie. Ek stem 100% saam met dit en as ek dink aan T.D. Jakes het een keer in 'n preek gesê van tegnologie moet 'n mens gebruik tot jou voordeel om mense op te lig en op te tel in plaas van die verkeerde dinge te doen en ek stem 100% saam met daai. Wanneer begin hierdie en die kostes en alles? Ja, ons begin. Ons begin in Maart met ons eerste intake. Daar gaan 3 verskillende intakes wees deur die jaar. Maar ja, ek dink 'n groot deel hiervan ook om net by te las is jy weet jy doen die 4 weke program. Wat gebeur dan daarna? En dis hoekom ons besluit het om die gala eers in November te hou, want dit gee die mamma en die dogter kans ook om soos ons genoem het, jy weet deur hierdie veranderinge te navigate en vir hulle self te gaan sê maar dit is die uitdagings, dis ons hier gaan uitkom, jy weet, dit is die solutions en om in praktyk dit te gaan fisies leef
tot en met November as die gala plaasvind. En dan het ons ook 'n groep waarop al die mamas dan basies is. Ek glo nou nie die dogters gaan heeltemal so aktief wees nie, maar juist die support vir die mamas. Dus van dis waardeur ek gaan, hier's waar ek nou is in my proses, waar doen ons dit en daai mamas kom by mekaar en kan mekaar dan ook deur dit help. Een ding wat ons nie genoem het nie, wat vir my baie spesiaal is en na my hart is die brief, is die mamas en dogters gaan vir mekaar deur die 4 weke program elkeen 'n brief skryf. En dan daai aand van die gala, dan gaan ons daai briewe vat en ons gaan dit vir hulle gee en hulle kan mekaar se briewe lees. Want dit was hulle proses. Ja. Ek is jaloers. Dit gaan spesiaal wees. Enigiets anders wat julle nog wil deurgee, wat ons nog moet meer weet oor hierdie spesiaal aand, wat die ouers moet gereed wees voor, of 'n vraag wat hulle mag vra van, as ek nou nie vanaand die aanlyn sessie kan bywoon nie, ietsie wat julle daar wil noem? Ek dink die groot ding is ons het die 3 intakes. Dit is R5.500 per mamma en dogter, so dis vir jou en jou dogter en dit sluit in die aanlyn kursus plus die gala aand. So dit is nie nou en dan nie, dit sluit alles in en is vir jou en jou dogter. Daar is mamas het gevra het of hulle dit kan afbetaal. Absoluut, natuurlik, ons kan dit so reël. Ons verstaan ook hierdie tipe van dinge. Maar ek dink dit is belangrik om te verstaan dat daardie bedrag geld sluit in vir jou en vir jou dogter en is vir die kursus en is sluit ook julle gala aand dan daai aand in. Dit is 4 weke aanlyn, so dis 4 sessies en ons het actually 'n bonus sessie ingesit vir die mamas en die dogters om alles weer saam te vat. So ek dink ja. Ja, ek dink net 'n ou weet nie wat jy nie weet nie. En dit is iets wat ons besef het, jy weet, in aanloop tot die launch van hierdie projek is mens weet nie altyd wat in jou kind nie net sy lewe aangaan nie, maar emosies en sy hartjie en al daai goed. En jy weet, ons kyk na hulle en ons dink, ag, maar hulle is groot, maar hulle weet eintlik nog nie. Hulle het nog nie geleer hoe om met al hierdie emosies en goeders te deel nie. So ons sê altyd vir mamas, you don't know what you don't know. Jy dink dalk jou kind is hankie-dorie, daar is nie 'n probleem nie, maar jy weet nie wat regtig, jy weet, diep binne aangaan nie. En hierdie is daai geleentheid om in daai 4 weke, ek dink ook jou eie kind 'n bietjie beter te leer ken. En vir die dogter om ook haar mamma bietjie beter te leer ken. Jy weet, want as mammas dink ons altyd jy moet al die antwoorde hê, jy moet weet. En 'n mamma deel nie sommer haar tekortkominge in, want jy moet die sterk een wees. En ek dink dit is so belangrik dat ons kinders ook sien ons is ook net mens. Jy weet, jy as mamma is ook net 'n mens en ek dink dit gaan in daai 4 weke gaan dit regtig daai hele verhouding so mooi oopbreek en vir die eerste keer gaan mammas en dogters regtig mekaar verstaan. Ja. Dit is die mikpunt. Ek in my boek Intentionality het ek die vraag spesifiek aan my ma gevra jare gelede en sê wat sou mamma anders gedoen het? Is toe ons groot geword het, wat sou mamma anders gedoen het? En haar antwoord was ek sou meer present wou wees en ek sou meer nie noodwendig in vlees nie, maar in gees sou ek meer present wou wees in the moment. En ek het daai ding baie ter harte gevat en besluit en dis deel van wat ons vandag doen is, ons gaan mamas die geleentheid gee om present te wees, om by hulle dogters te wees, om deur hierdie seisoen met hulle te gaan. Ek dink as my ma daai kans kon gehad het om iets soos hierdie te gedoen het, sou sy dit met oop hande aangevat het. Ek meen, ek het al heel wat van dit gedoen en elke keer as mens dit doen, dan leer jy iets nuuts van jouself, jy ontdek iets nuuts van jou dogter en saam groei 'n mens. En ek dink om, soos jy sê, om daai dele van mekaar oop te breek wat op hierdie stadium nie eers visible is nie, want dit is diep. Ek dink dit gaan iets baie spesiaals en kosbaars tot die verhouding toevoeg. Wonderlik, nee, ek dink die ouers sien uit daarna, die ma's en ek kon sien die dogters sien uit daarna, soos wat julle vanoggend het aangebied het. En ek wens vir julle alle sterkte vorentoe. Laaste vraag, of dis nou iets wat ek nie gedoen het in die begin nie, is ek nie julle portefeuilles deurgegee nie. Wil julle dit graag net deurgee aan almal wat hierso kyk, sodat hulle weet presies wie bied dit aan en waar kom julle vandaan ensovoorts, laat hulle weet die dogters en die ouers is in goeie hande. Ek is Letitia van der Walt, soos ek genoem het. Ek het 'n bemarkingsmaatskappy, My Virtual Rep is sy naam, so ek het 'n groot bemarkingsagtergrond en ons fokus baie grootliks op AI en automation en ook die veilige gebruik en die goeie ethical gebruik daarvan. Ek dink dis ook belangrik om regtig te weet hoe om hierdie tipe goed te navigate en te gebruik ook tussen die ma's en die dogters. En tegnologie, net automation processes en so aan. Ek is 'n ma van 'n pre-teen en ek het nogal 'n artikel geskryf die ander dag wat ek sê when did my 9-year-old turn 13? Want jy weet dis regtig, dis asof die kinders net verskriklik vinnig groot word deesdae.
en vinniger volwasse moet word en al daai tipe van goed. So ek het 'n preteen in my huis. So ons is in daai fase. Ek weet Janine het preteens en teens in haar huis. Maar ja, ek dink my hart is regtig vir it's kingdom building. My hart is regtig groter as net 'n projek of as 'n besigheid en Janine sê dit altyd so mooi, it's an ecosystem. Jy weet, hoe kan ons en as ek kyk na, jy weet die hele intentional program en alles agter dit, it's becoming an ecosystem, hoe heel ons die hele proses en almal wat in hierdie proses deel is daarvan. So my hart is regtig net om daai ma-dogter verhoudings te bou, want ek besef dit is vir 'n dogter die belangrikste verhouding in haar lewe tans. Dis wie ek is. Ja. So ja, my naam is Dr. Janine en waar ek vandaan kom is baie jare gelede het ek 'n company begin met die naam van JDC Exec en vandag staan ons op JDC Exec of JDC Group of Companies waar ons klomp besighede binne ingesit het. En dit is van 'n marketing agency af na building people in communities. So as ek dit so bymekaar kan sit, ek's natuurlik ook 'n author en ek het nou al 2, ek's besig met die 3de boek. En dit gaan als oor hierdie 3 dinge is how do we grow people that builds companies that grows communities. En dit is waar al hierdie vandaan kom, is om 'n ecosystem te bou. En ek dink selfs toe ek hierso gepraat het die dag met die Ranties Ondersteuningsklub, het ons gepraat oor die verskil tussen ecosystems en egosystems. Ek dink die wêreld het heeltemal te veel egosystems en dis hoekom dinge nie werk nie. En wat ons toe nou gedoen het, is ons het 'n ecosystem gebou. Is hoe kan ons mense groei wat dan besighede groei, wat communities groei. En Intentional Teen is deel van die community aspek, is van hoe maak ons dan nou hierdie community van ma's en dogters, hoe maak ons hulle heel? Baie dankie Dr. Janine en Letitia, jy het nou van hulle gehoor ook wat hulle doen en ons sien uit na die projek en baie sterkte. Ek weet as my dogter nou 'n tiener was, het ek my vrou en haar ingeskryf, maar ons wens vir julle baie sterkte vorentoe en ons weet dat julle gaan baie ouers in baie gemeenskappe raak en hierdie sal definitief ek glo nasionaal of internasionaal gaan om dogters en mamas te help. So baie dankie dat julle hierso was vanoggend en ons sien mekaar weer. Dankie vir julle gasvryheid. Dankie.